Ja, soos wat ek gesê het, baie welkom by die Bybelstudie. Ons is dankbaar vir elkeen wat ook inskakel en dit later gebruik en volg. Soos gebruiklik wil ek vir ons begin deur te vra dat julle saam met my sal bid. Ons barmhartige God en hemelse Vader, dit is altyd 'n groot voorreg as ons kan besin vanuit u woord uit oor hoe ons u ontmoet, ook in ons erediens. Dit is baie belangrik dat ons verstaan hoe dat die ontmoeting met u werk, dat ons die ontmoeting met u ook werklik kan beleef, en dat dit nie by ons verbygaan en ons verval in gewoonte godsdiens nie. Dat ons dinge maar net doen, omdat ons die gebruike ken, maar ons weet nie meer wat die betekenis van die gebruike is nie. Dit is vir ons ook baie gevaarlik om dit so te doen, ons besef dit. En daarom doen ons moeite om te verstaan, hoe werk daar die ontmoeting met u, want ons wil alles wat ons uit daardie ontmoeting kan kry, wat ons ook met u kan beleef, dit wil ons daaruit haal, elke keer as ons in die erediens by mekaar kom. En daarom dank ons u werklik vanuit ons harte vir hierdie Bybelstudie van vanoggend. Bid ons dat u ons sal seën en ons vra dit in die naam van u seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, ons gaan begin. Ek het besluit op Psalm 133 en Psalm 144. Nou, ek weet nie of julle goed vertroud is met die psalmbundel nie. Ek dink dit is die deel van die Bybel wat die mense geneig is om die meeste te lees. Maar daar is psalms wat 'n mens absoluut moet saam lees. En hierdie twee psalms staan nie verniet direk langs mekaar nie, of volg op mekaar nie. Jy moet hulle eintlik saam lees. Dit beskryf vir ons eintlik die ontmoeting tussen die Here en sy volk, en ook die rol van die priesters in daardie ontmoeting. En jy kan dit as het ware vir jou visualiseer en voor jou oë sien afspeel. Ek kan dalk net kortliks vertel. In die oggend het die volk by mekaar gekom by die tempel of vroeër by die tabernakel, toe dit nou nog met seile was, en hulle het daar buitekant die gebou gestaan en wag in die voorportaal, en die priester het ingegaan namens die volk, en uiteindelik het hulle gewag dat die priester uitkom van God af, sy hande ophef en hulle groet met die seën van die Here. En wanneer die Here hulle groet met sy seën, dan weet hierdie mense, die saak tussen ons en God is reg, ons kan die dag ingaan, ons kan met ons dagtaak aangaan, ons kan gaan lewe, want ons is met God versoen. En dit is die toneel wat afgespeel het in die oggende, en in die aande was dit maar baie dieselfde, dan het hulle weer God gaan groet. So dit was 'n baie hegte en 'n nou verhouding tussen God se volk en God self. Nou, dit sou daarom wonderlik gewees het as ons dieselfde kon gedoen het, maar as gevolg van omstandighede is dit seker baie moeilik om uit te voer, maar 'n mens beleef die seën van die Here hopelik aan die begin van die dag en ook aan die einde van die dag. As jy kan lees en as jy kan bid, dan ervaar jy hoe dat die Here in jou lewe is en hoe dat die Here vir jou goed is, hoe dat jy lewe onder sy seënende hand. So ek wil werklik hierdie punt ook maak, broer en suster, dat 'n mens moet 'n bewustheid hê van die seën van die Here. Want dit maak dat 'n mens die lewe kan aandurf, dat jy kan leef. So lees saam met my asseblief Psalm 133 en 134. 'n bedevaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lief is dit, dat broers ook saamwoon. Dit is soos kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron,
wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Ek sien dit so, hierdie mense kom daar by mekaar, by die tempel, om God te ontmoet, en hulle is bly om mekaar te sien, hulle groet mekaar opgewonde, en dan wag hulle in stilte, om die seën van die Here te ontvang vir die dag. Daardie versekering dat die Here sê, jy is myne, en ek is jou God, en nou kan jy die dag ingaan. En ek dink dit is ontsettend waardevol as 'n mens dit het. Dan Psalm 134, 'n nagtelike begroeting. Nou, dit is die begin en die einde van die dag. Dit is ook 'n bedevaartslied. Kom loof die Here, o alle knegte van die Here, wat snags in die huis van die Here staan. Hef julle hande op na die heiligdom, en loof die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Daardie priesters wat aan diens is in die aand, namens die volk van die Here, in die teenwoordigheid van die Here, in die tempel en vroeër in die tabernakel, wat daar werk, wanneer die volk rustig kan slaap, onder die seënende, beskermende hande van die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. En dit herinner ons weer natuurlik aan die woorde wat ons uitspreek, wanneer ons kom in die teenwoordigheid van die Here. Dan gebruik ons ook die Bybel om te sê in wie se naam is ons daar byeen. Dan sê ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Nou is die seën, mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Daar is hierdie deurlopende tema van, kan God my seën? Is sy seën iets werd? Dis nie sommer maar net woorde wat iemand sê, dat jy geseënd sal wees, mag jy geseënd wees, in die naam van die Here. Iemand het nogal gister, moes ek 'n oproep maak, was op soek na 'n jarelange vriend van my, wat ook in die bediening is, maar eers in die Engelse bediening was, in 'n Engelse kerk, en uiteindelik ook nou weer in 'n Afrikaanse bediening gaan staan, en ek praat met sy sekretaresse, en sy sluit die gesprek met my so af, sy sê vir my, en mag die Here jou vandag ryklik seën. En dit het my onmiddellik getref, want jy hoor nie meer dat mense dit sommer sê nie, en daar is nie meer iets verkeerd om te sê, en mag die Here jou ryklik seën vandag nie. Maar dan moet jy dit natuurlik ook bedoel, dit moet nie net woorde wees nie, maar hoor hier God se eie stem, nee, want die Bybel is God se stem wat hy tot ons rig, en hy sê, ek seën jou uit Sion, ek wat die hemel en die aarde gemaak het. Dis die effek, dis wat in wese gebeur, wanneer ons in die erediens kom, en ons as 'n gemeente daar by mekaar kom, is dit die Here wat kom en hy sê, ek seën jou. En God kan. Hy is in staat om sy seën te bewaarheid, om dit vir ons 'n werklikheid te maak. Nou, kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte, aanbid God. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon, hoe belangrik ek dink dit is, dat ons aandag gee aan hierdie saak nie, want dit is so vandag dat die meeste mense weet nie meer wat dit beteken dat ons God aanbid nie, hoe ons hom aanbid nie. Hulle dink dit is sommer moontlik om jy weet, die erediens se struktuur te verander soos wat dit hulle pas.
En dit gebeur dan ook baie, dat 'n mens kom in 'n erediens en dan sê jy, maar ek verstaan nie eintlik wat ons hier gedoen het nie, dis glad nie soos wat dit in die verlede was nie. Dis vir my baie vreemd. Nou, ek het nou al die punt gemaak dat die liturgie of die erediens loop volgens 'n sekere vaste orde. Dit het 'n geskiedenis, het ons gesien. Dit kom van ver af. Dit is altyd hierdie ontmoeting tussen God aan die een kant en sy volk aan die ander kant. Nou ons het begin met die erediens waar ons dan sê, ons is aan die woord en ons sê heel aan die begin. Dit is 'n amptelike ontmoeting met God. Ons kom hier vir 'n rede. Wanneer ons sê, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. En dan kom die Here en hy groet ons met sy seën. Maar dit gaan ook gepaard met 'n gebaar. Nee, en ons sal net nou daaroor praat. Nou, as ons gaan kyk na die geskiedenis hier agter, aan die begin in die Nuwe Testamentiese kerk, en ons lees daar ook van in die Nuwe Testament, het die gelowiges mekaar gegroet met 'n soen, 'n vredeskus. En dit was simbolies van die verhouding nie net tussen mense nie. Ons het dit ook net nou gesien toe ons Psalm 133 gelees het. Dit is ook simbolies van ons het 'n besondere band met mekaar. Ons is 'n geestelike gesin. Ons hoort by mekaar. En daarom moet 'n mens ook jou by 'n geestelike gesin voeg. En gaan jy nie sommer net daar weg nie. Vandag is die tendens dat mense baie maklik een gemeente bedank en dan gaan hulle sommer na 'n ander gemeente toe, of mense dink dit is nie nodig om deel te wees van 'n gemeente nie. En dis heeltemal dis verkeerd, maar dis ook hartseer, want dit beteken jy isoleer jouself. Jy en jou gesin word 'n eilandjie in 'n baie groot wêreld, terwyl daar 'n hele gemeenskap van broers en susters, 'n hele huisgesin is waarvan jy kan deel wees. Nou die oomblik as jy deel is van 'n huisgesin, dit weet ons, is jy baie sterker en is jy in 'n baie beter posisie in hierdie wêreld, want hierdie huismense kyk uit vir mekaar, hulle sorg vir mekaar, hulle gee om vir mekaar. En as jy mooi gaan dink, as die gemeente reg funksioneer, is dit wat die gemeente doen vir elkeen van ons. Die gemeente beteken vir ons almal baie sekuriteit, nee, veiligheid. Ek kan op hierdie mense reken, as ek 'n probleem het, as daar dood is, as daar siekte is, as daar hartseer is, as daar depressie is, as daar eensaamheid is, dan gee hierdie mense om. Hulle leef met my mee, hulle gaan my kan help. Dis my geestelike gesin. As ek nie 'n dak oor my kop het nie, gaan hulle my help met 'n dak oor my kop. As ek nie klere het vir my kinders nie, gaan hulle my daarmee help. Kyk, die staat gaan dit nie werklik vir jou doen nie. Nee, die staat doen dit nie met omgee en liefde en deernis nie. Dis die taak van die kerk, dis die roeping van die gelowige, en daardie kus, as die mense mekaar by die kerk gekry het, wanneer hulle mekaar by hulle ontmoetings gesien het gesê, ons het 'n band met mekaar, ons het nie dieselfde ouers nie, maar ons het 'n band met mekaar. Nou, oor die algemeen, in die stad is mense nie geneig om mekaar te sien groet nie, op die platteland gebeur dit nog, maar by ons gemeente op Heilbron, gaan ek dadelik sê, is daar 'n warmte en 'n hartlikheid, en dis opvallend, ek doen nou baie ondersoeke vir vergaderings oor kerkgeboue, en dis opvallend dat 'n gemeente soos Heilbron, sy struktuur is so, sy geboue is so, dat jy kan sien dat hierdie mense leef met mekaar saam. Die kombuis is naby en die kombuis is sentraal. Hierdie mense na die erediens gesels met mekaar, praat met mekaar, drink saam tee, drink saam koffie.
ontmoet mekaar, roep ander mense, trek mense in. En ek dink ons kan dit nog beter doen en ons kan dit meer doen, verseker. Maar dan kry jy byvoorbeeld kerkgeboue waar die kombuis heeltemal nie funksioneel is nie. Een kant is weggesteek is en dan kom jy agter maar daai gebou word eintlik verkoop want die gemeente het as 'n gemeente eintlik gekwyn en ophou bestaan en baie keer is dit die probleem. Hulle het nie genoeg gedoen om hierdie band te bou tussen die mense nie. So daai soen aan die begin van die erediens het gesê ons het 'n baie goeie verhouding met mekaar, ons leef in vrede met mekaar voor God en dit kom natuurlik van die Ou Testamentiese erediens af en in die Ou Testament weet julle het die Jode mekaar gegroet met die woord Shalom. Shalom beteken vrede, vrede vir jou. Mag die vrede van God in jou lewe wees, mag dit op jou lewe rus. Is dit nie wonderlik nie? Jy weet, mense sê vandag net vir mekaar, hallo, en hulle, of hi, hi is 'n ding wat in die see rond swem, in plaas daarvan dat hulle vir mekaar iets toesê van waarde, iets van betekenis. So ek dink dis wonderlik om vir mekaar positiewe dinge te sê en die dag positief te begin en die dag positief af te sluit. Die wêreld is 'n stikkende gebroke plek vol negativiteit. En as jy net met hierdie gesindheid beginne leef en ander mense benader, dan maak jy 'n groot verskil in die lewe van ander mense. En ek dink dis deel van gelowige wees in hierdie wêreld, om die vrede wat jy in jou Here het en wat jy in jouself beleef met ander te deel. En jy kan dit heel aan die begin doen wanneer jy hulle groet. So ja, in die groetseën is dit die dienaar of die liturg wat in 'n sekere sin 'n bietjie uit die prentjie verdwyn. En dan moet jy agter die doom nie, moet jy God sien wat kom en vir jou sê, soos wat ek net nou verduidelik het, vrede vir jou. Ek, die belangrikste en grootste wese in die ganse heelal, sê vir jou genade en vrede. Soos wat Paulus dit dan ook altyd skryf in sy sendbriewe. Nou kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons het in die gereformeerde kerke probeer ons altyd hou by dit wat in die Bybel staan, ook in ons eredienste en dit wat die liturg daar doen. Ons kan nie maar net self besluit watter woorde ons wil gebruik nie. Want onthou nou, jy praat namens God. Met ander woorde, jy kan nie net jou eie woorde uitdink en dit vir die gemeente gebruik in die groet nie. Jy praat dan namens God, so jy moet sê wat hy sê, wat het hy vir ons gesê, wat hy vir ons wil sê, in die Bybel. Want die Bybel is die woord van God, en dis die enigste plek waar ons die woord van God het. Ek het daai punt dalk met 'n groot hoeveelheid ywer gisteraand gemaak, maar dit is so belangrik, want mense kom met hulle eie gedagtes en woorde, en hulle sê, hulle lê God woorde in die mond, wat nie sy woorde is nie. Maar nou goed, wat is die woorde van God? Kom ons gaan kyk. Johannes skryf aan die 7 gemeentes in Asië, en die woorde van God is, genade vir julle, en vrede van hom, wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste, wat voor sy troon is. Nou, julle weet, ek is self baie lief om hierdie groet van God aan die begin van die erediens te gebruik. Dan in Romeine 1 vers 7 is ook een wat jy sou kon gebruik, aan al die geliefdes van God, met ander woorde aan die volk van God, aan die gemeente, geroepe heiliges wat in Rome is. Kyk weer eens, watter woorde herhaal, genade vir julle, en vrede van God, onze Vader, en die Here Jesus Christus. Dan 1 Korintiërs 1 vers 1 en 2 en 3.
aan die gemeente, ekskuus tog, 1 Korintiërs 1 vers 2 en 3, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. En dan die groetseën, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Nou ja, daar is 'n hele paar ander voorbeelde wat jy ook kan na gaan kyk. Aan Timotheus, my ware kind in die geloof. En ek dink wat hier belangrik is by hierdie is, jy het hier voorbeelde waar dit ook gerig word tot 'n individu. In die voorafgaande voorbeelde, wat ons na gekyk het, was dit gerig tot gemeentes, tot 'n groep gelowiges, tot die gemeente wat by mekaar is. Want 'n mens kan die vraag vra, en ek het net nou vertel van daardie sekretaresse wat my op so 'n mooi manier gegroet het deur my die seën van die Here te sê vir die dag, en dit was 'n besondere geseënde dag. Kan 'n mens dit so doen? En baie keer sal ons gereformeerdes dalk voel, nee, ek weet daarom nie of 'n mens dit so kan doen nie. Kan 'n mens dit vir 'n individu sê? Ons het voorbeelde daarvan in die Nuwe Testament, in die Bybel. Ons kan dit dus so doen. Daar's niks meer verkeerd nie. Aan Timotheus skryf Paulus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. 1 Timotheus 1 vers 2. Weer aan Timotheus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amper dieselfde in 2 Timotheus 1 vers 2. En dan uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Hoe groet Petrus sy die mense vir wie hy skryf, 1 Petrus 1 vers 2, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Daar is dit meer geformuleer, nie as 'n toesegging nie, maar ook, mense sou dink, is dit as 'n wens, maar ek dink, dit is tog 'n toesegging. Mag genade, hy sê, mag dit vir julle. En ek het nie heeltemal die oortuiging dat dit 'n wens is, soos wanneer 'n ouderling byvoorbeeld 'n erediens sou lei, en hy dit nie as 'n toesegging sê nie, maar as dit ware afbid vir homself en vir die gemeente. En dan 2 Johannes hoofstuk 1 vers 3, so dit is nie net Paulus wat dit so verstaan het nie, Petrus het dit ook so verstaan, dat ons mekaar so kan groet, Johannes het dit ook so verstaan, onder leiding natuurlik van die Heilige Gees. Genade, barmhartigheid, vrede, so genade en vrede hoor ons baie, maar genade, barmhartigheid en vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Nou ja, hier verwys ek, hier is 'n verwysing na die synodebesluit van 1995, dat ons die samekomste met die groetseën gebruik, wat ons die woorde van God gebruik, wat tot die gemeente gerig is. Hierdie groetseën kom voor in die briewe van die Nuwe Testament, en wat ook gerig is aan bepaalde gelowiges. Ek verwys in die besonder na Openbaring 1 vers 4 en 5, ek is baie lief vir hierdie seën van die Here, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, herinner ons baie sterk ook aan die Ou Testament, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Ons weet, dit is net een Heilige Gees, 7 is die
Volheidsgetal dui op die volle werking van die Heilige Gees en van Jesus Christus met die kwalifikasie, getroue getuie, eersgeborene uit die dode, owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Openbaring 1 vers 4 tot 5. Ja, goed, so die karakter van die groetseën is nie 'n wens nie, dis 'n toesegging. Met die groetseën kondig 'n gevolmagtigde gesand van God aan wat sy sender in die ontmoeting met sy volk beoog. Wat wil God bereik? Wat wil hy vir ons sê? Wat wil hy bereik deurdat hy kom om vanoggend met ons te praat? Wat wil hy in ons lewe doen? En dit kan nie sleg wees nie. Jy weet, daar is so baie mense met wie 'n mens te doen kry, wat oortuig is daarvan dat God hulle nie seën nie, dat hy nie 'n goeie bedoeling het met hulle lewe nie, in die sin van, wanneer hulle sê, dat hy hulle straf oor dit wat hulle dink hulle verkeerd gedoen het, omdat hulle lewe nie uitwerk nie. Miskien verstaan hulle hierdie ding nie, miskien hoor hulle dit nie genoeg nie, dat God net 'n goeie bedoeling met ons het, dat hy, as hulle werklik daai woorde aan die begin van die erediens hoor en verstaan, en hulle dit vir hulle toe-eien, dan kan jy nie by daai punt kom dat jy sê, maar ek dink God hou nie van my nie, God het 'n probleem met my, God straf my eintlik. Dis hoekom hierdie dinge so skeef loop in my lewe. Dis hoekom my lewe so verskriklik is. Ek dink die groetseën, as jy dit omarm en jou eie maak, is dit die beste medisyne vir depressie wat daar is. Ek sê nie daarmee, jy moet nou ewe skielik jou depressie medikasie los nie, maar dan besef jy maar, dit kan nie wees dat my lewe so swaar is en so verkeerd is nie, want ek het immers die almagtige God in my lewe wat net die mooiste dinge met my beoog. God het my lief, God gee vir my om, God is nie negatief oor my nie, jy weet, en nou moet jy die teendeel dadelik vir jouself sê, ek moet ook nie negatief wees oor God nie, en God se intensies in my lewe nie. Jy weet, ek dink werklik, jy weet, mense verstaan nie die seën van die Here en die groet van die Here en sy gesindheid waarmee hy na ons toe kom nie, want ons bestudeer dit nie. Mense sal dink, kyk, hierdie is nie 'n baie interessante Bybelstudie nie. Hoe belangrik kan dit nou wees om 'n Bybelstudie te doen oor die liturgie? Met die tema aanbid God. Hoe belangrik kan dit wees? Wat's die waarde daarvan? Maar môreoggend dan vat hulle maar weer dieselfde medikasie om hulle net deur die dag te kry. Terwyl die antwoord is hier. Hierdie is 'n baie belangrike Bybelstudie. As jy dit verstaan, maak nie saak wat nou in jou lewe aan die gang is nie, wat nou besig is om in jou lewe te gebeur nie, watter swaar, watter seer, watter ellende, watter probleme jy het nie. En jy hoor mooi wat die Heilige Gees deur die Bybelstudie vir ons sê, dat die Heilige Gees deur die Bybelstudie vir ons sê, maak nie saak wat jou probleme is nie, dat hy vir jou hard en duidelik vanoggend sê, jy moet onthou, God het 'n positiewe bedoeling met jou lewe, jy is sy geseënde kind. As jy in 'n erediens kan kom, as jy in 'n Bybelstudie kan kom soos hierdie, waar jy hoor van die seën van die Here en jy bewus gemaak word daarvan, van sy genade en van sy vrede, wat hy in jou lewe wil uitstort, dan broer en suster, dit verander alles. Dit verander jou hier binne. Ja, die wêreld rondom ons verander miskien nie, en ons probleme verander nie dadelik nie, dit verdwyn nie ewe skielik nie, maar ek het verander. En daarom hier die dinge rondom my en die probleme wat ek het, dit affekteer my nie meer op dieselfde manier nie. Daai goed het nie verdwyn nie, maar ek het verander.
Wat het hier gebeur? Die Heilige Gees het my verander. Wanneer ek hierdie wonderlike toesegging van God se kant af hoor, en dit is ook die onderleiding van die Heilige Gees, dan werk die Heilige Gees daarmee in my lewe en die verandering kom in my. En ja, ek sien dinge anderste. Ek het 'n ander perspektief, sal mense sê. Ek dink anderste hieroor. Dit was vir my wonderlik om te hoor van die seun van die Here. Nou kan ek vanoggend dit vir elkeen van julle wat ingeskakel is, kan ek dit vir julle sê, dat onthou, die Here spel dit hard en duidelik in die Bybel vir ons uit, dat hy het 'n positiewe, goeie bedoeling met ons. Dit kan nie anders te wees nie, want juis hierin, wat openbaar God vir ons in sy seun van homself? Dit wat ons heel aan die begin van die Bybel kry in die boek Genesis, dat God is goed. Hy is baie goed. En dit wat hy doen, moet ook goed wees. Dus, ja, daar gebeur slegte dinge met ons. Dis nie altyd net maanskyn in rose in ons lewe nie. Daar is stikkend en daar is hartseer en daar is teleurstelling. Daar is dinge wat totaal en al skeefloop in ons lewe. En ons sit daarmee. Ons sit baie keer met ons hande in ons hare. Maar dit is verkeerd as ons begin sê, ek dink God het 'n probleem met my. Ek dink God draai sy rug op my. Ek dink God hou nie van my nie. Wanneer ek die seun van die Here hoor, dan sê ek onmiddellik vir myself, dit kan nie waar wees nie. Dit is eerder die aanvalle van die Satan om my te laat twyfel in God se goedheid vir my, in God se liefde vir my, in God se omgee vir my. Wanneer ek met my kinders werk, of byvoorbeeld met my eggenoot, dan sê ek altyd vir hulle, ek is lief vir julle. En 'n mens kan dit nie genoeg sê vir mense nie. Ek is lief vir julle. Ek gee vir julle om. En ons behoort dit met vrymoedigheid te kan doen, want God doen dit. Hy gee vir ons die voorbeeld. Hy wys dit vir ons. Hy doen dit vir ons. Aan die begin van die erediens. Hy kom na ons toe en hy sê vir ons, eintlik in baie eenvoudige woorde, ek is lief vir jou. So nou moet jy dit hoor, jy moet dit glo, jy moet dit jou eie maak, en as jy met jou lewe aangaan, en die dinge werk nie uit nie, dinge loop skeef, jy loop jou vas, jy is naderhand in 'n doodloopstraat, jy voel vasgedruk, dan moet nou die volgende gebeur, jy moet onder die indruk kom van sy liefde, die Heilige Gees herinner jou daaraan, en dis wat hy ook nou doen met hierdie Bybelstudie, God kom sê vir jou hard en duidelik en reguit, ek het jou lief, verstaan jy dit? Ek sê dit vir jou elke Sondag, en daarom broer en suster, is dit so sleg as jy nie na die erediens toe gaan nie. As jy nie die seun van die Here hoor nie, as jy dit nie ontvang nie, jy ontneem jouself die geleentheid om te hoor wanneer God vir jou kom sê, ek het jou lief, ek gee vir jou om. Gaan nou en gaan kyk na jou lewe, en dan behoort jy 'n ander perspektief te kry. Nou kom mense nie in die erediens nie, maar hulle sal die dominee bel, en hulle gaan vir die dominee sê, dominee, ek dink God het 'n probleem met my, ek dink God het my nie lief nie, en dan is die eerste ding wat ek vir hom wil sê, maar my broer en my suster, hoekom was jy nie in die erediens nie, want dan het jy my nie gebel nie. Ek gee nie om na jou toe te kom nie, ek gee nie om met jou te praat nie, maar jy kom week na week, is jy nie daar om die versekering van die liefde en die omgee van God te hoor en te ontvang nie. Dan uiteindelik gaan jy in 'n gat beland. Jy gaan voel jy's in 'n doodloopstraat. Jy gaan met jou hande in jou hare sit. Jy gaan aan God begin twyfel. En ja, dis nog erger as die dominee op eie goeddinke sommer begin om die erediens te verander deur vir die gemeente te sê, hi en hallo.
En jy weet wat hulle ook al deesdae doen, is allerhande snaakse goed, en hulle ontneem die gemeente die voorreg om die seën van die Here te hoor. Ek wil vir jou sê, dis eintlik krimineel. Dis krimineel. As ek het, en ek sê die volgende met die grootste deernis en respek teenoor die lewende God, hoor asseblief, dit baie mooi. Dis so goed, daardie dominee maak die mond van God toe, hy probeer die mond van God stil te maak, wat vir sy gemeente probeer sê, ek het julle lief en ek gee vir julle om, maar hy is nie bereid om daai woorde te sê nie, want hy wil tog net seker maak, die mense dink hy is cool, hy moet tog net cool wees, hy moet nie klink soos daardie verkrampte dominee, wat die gemeente met die Bybel groet nie, met die woord van God nie. Nou vra ek vir jou, wat is die belangrikste? En ek sê, dat 'n mens die woord van God moet hoor, die eie woord van God, wat vir my kom en vir my sê, wat my as het ware, so aan my skouer vat en vir my sê, jy moet onthou, ek het jou lief, ek gee vir jou om, gaan nou bietjie die lewe weer tegemoet, gaan nou weer bietjie terug na jou eie lewe toe, daar waar het verwoesting is en stikkend is en hartseer is, en onthou wat ek vir jou gesê het, onthou hoe het ek jou gegroet, onthou hoe het ek aan die begin jou gegroet, hoe het ek aan die einde van die erediens jou gegroet, hoe lewe jy onder my seënende hande, kyk op, en dat ons miskien dit ook net sê, as dit kom by die seën van die Here, kyk, ek weet mense, jare gelede was dit vir my opvallend, dit was baie meer, mense het afgekyk, hulle het gedink, blykbaar, dis 'n tipe van 'n gebed, nee, dis 'n toesegging, so jy moet opkyk, kyk vir die predikant, kyk verby die predikant, kyk deur die predikant, kyk vir sy hande, dis die hande van die Here Jesus, wat seënend uitgestrek is, oor sy kerk. Kom ek wys u net iets, jy weet, ek is nou weer besig met so 'n bietjie dalk op 'n syspoor te beland, maar ek wil tog vir u die volgende net hier wys, dat u dit kan sien, hoekom ek sê, ons lewe onder die seënende hande van die Here. Ek dink julle kan ook hierdie sien, as ek dit vir julle wys. Gaan kyk 'n bietjie saam, kom kyk saam met my na die boek Lukas. Die boek Lukas begin met 'n erediens wat nie klaargemaak word nie, en dit eindig met 'n erediens wat God self klaar maak. In Lukas hoofstuk 1, so in Lukas hoofstuk 1 het jy die bejaarde priester Sagaria, wat in die heiligdom moet diens doen, en hy en Elisabeth het nie 'n kind gehad nie, en dan verskyn in vers 11, toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan, en toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval, en die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. En dan 'n profesie oor Johannes, en dit is so oorweldigend vir Sagaria, dat Sagaria kan dit nie glo nie, en hy sê vir die engel, toe sê Sagaria vir die engel, waarin sal ek dit weet? Onthou nou, hy is daai dag die priester aan diens, wat ek vir julle verduidelik het, wat in die heiligdom is, besig by die reukofferaltaar, hy moet uitgaan waar die volk buitekant staan en bid, die reukwerk wat hy daar bring is symbolies van die gebede van daai biddende mense, wat daar voor staan en bid, en wag vir die seën van die Here. Nou is dit hierdie ontmoeting tussen Sagaria en die engel, en Sagaria is oorweldig, die mense staan buitekant en bid, en dan vra Sagaria, waarin sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is op vergevorderde leeftyd. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriel, wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en hierdie goeie tyding te bring. En kyk,
jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op hierdie tyd vervul sal word, nie geglo het nie. En dis nie hard nie, broer en suster, hierdie is 'n godsman. Sagaria is 'n man wat die skrifte ken. Hy moes onmiddellik eintlik gesê het, vir God is dit moontlik, ek loof en ek dank die Here, maar hy doen dit nie. Hy kyk hom blind teen die praktiese, daaglikse, die werklike omstandighede van sy eie liggaam en sy vrou se liggaam, en hy sê, ons is ou mense, wat 'n fout. So, Sagaria is stom, en kyk wat skryf Lukas, hy sê, en onthou, hy is dokter Lukas, wat alles noukeurig nagegaan het, so hy het met mense gaan praat, dit het so gebeur, en die volk het op Sagaria bly wag, en was verwonder dat hy so lank in die tempel vertoef. Ek kan sien hoe staan die mense en bid, en dan naderhand begin hulle so onderlangs vir mekaar te kyk, nee, want waar is die priester, wat het met hom gebeur? En nou moet julle onthou, as daai priester nie uitkom nie, nee, dan kan dit wees dat daar het iets in die verhouding met God skeef geloop, en die volk is nie geseënd nie. Dis 'n baie groot probleem, want onthou nou wat is die betekenis van die seën van die Here, so hierdie mense staan in angs en spanning en wag op die verskyning van die priester, en uiteindelik kom hy uit, daar is Sagaria, en die mense is verlig, nee, ons verhouding met God is nie daarmee heen nie, hier kom hy uit, maar hy kom uit, en hy kon met hulle nie praat nie, met ander woorde, hy kan nie sy hande opsteek en vir hulle sê, vrede nie, God sê vrede nie, hulle bemerk toe, dat hy 'n gesig in die tempel gesien het, en hy het aanhoudend vir hulle beduie, en stom gebly. Dit was opspraakwekkend, mense het hieroor bly praat vir hoe lank. Sagaria bly stom, as ons sien, totdat die kind uiteindelik gebore is. En as die kind gebore is, en die kind moet 'n naam kry, dan gee hy hom nie 'n familienaam nie, maar hy gee hom die naam Johannes, wat beteken Jahweh Ganania, die Here is genadig. Nou, Lukas se evangelie begin met hierdie seën wat nie uitgespreek kan word nie. En dan moet u raak sien, dat Lukas eindig, nee, met die groot hoëpriester, nie met Sagaria, wat die wegbereider se pa is, Johannes die doper se pa is nie, wat 'n swak priester is, en nie glo nie, en nie die seën kan toesê aan die volk, nie vir hulle kan sê vrede nie. In Lukas 24 het ons het eers die kruis gehad, het ons die opstanding van die Here Jesus, en dan die sekerheid dat hy opgestaan het van die Emmausgangers, en dan is dit die verskyning van die Here Jesus, en dan gaan die Here Jesus van sy disippels al weg, en kyk 'n bietjie hoe voltooi Lukas die sirkel van die gebroke erediens aan die begin in Lukas hoofstuk 1, en in Lukas 24 die groot Christus hoëpriester, en hy maak dit klaar wat Sagaria nie kon nie. En hoe betekenisvol en waardevol is dit, wanneer God self vir ons kom sê, julle moet onthou wat my bedoeling met julle is. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef, en hulle geseën. En belangrik, nie nou wat hy gesê het, want ons weet wat hy gesê het. Ons kan byvoorbeeld dink aan die priesterlike seën van Numeri hoofstuk 6. Maar wat het, nie wat hy gesê het nie, maar wat het hy gedoen? Hoe gaan hy van hulle weg? En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei, en hy is in die hemel opgeneem. Met ander woorde, wat hier gebeur, is wat hulle van die Here Jesus sien, is sy seënende hande oor hulle uitgestrek, totdat hulle hom nie meer kan sien nie. Wat is die betekenis daarvan?
dat ons steeds vandag, 2000 jaar na hierdie gebeure, steeds onder die seënende hand van die Here Jesus lewe. Dat my lewe vandag en die lewe van my naaste mense aan my is 'n lewe onder die seënende uitgestrekte hande van die Here Jesus. Hy laat sak as dit ware nie sy hande oor ons nie. Nou wil u vir my vir een oomblik vertel dat dit nie ontsaglik betekenisvol is nie. Want vir my het dit ongekende waarde. So as ons dan kyk na die karakter van die grootseun is nie 'n wens nie, met die grootseun kondig die gevolmagtigde gesand van God aan, wat sy sender in die ontmoeting met sy volk beoog, en wanneer die seënwens mag gegee word, moet dit as 'n toesegging van Gods weë aanvaar word. So jy moet jou hart ook voorberei. Kyk, jy moet jou eintlik voorberei op die erediens. Van vroeg in die week af, weet jy, ons gaan die Here ontmoet. Ons kom van die ontmoeting, ons gaan hom weer ontmoet. En as jy daar staan in die erediens, dan maak jy jouself oop. Te sê, Here, ek ontvang elke woord van u af, ek ontvang u seën. Dis vir my persoonlik. Dis geloof, broer en suster. Nie om te sê, ag, dit is vir ander mense, die Here seën net ander mense, dis nie vir my nie. Die Here hou nie eintlik van my nie. Dis nie geloof daai nie. Geloof is om te sê, Here, ek is oop, ek ontvang wat u vir my wil gee. Die groet proklameer die feit van die goddelike seën, wat die verloop van die erediens karakteriseer. En dan het jy ook natuurlik die slotseën aan die einde, nee, as die Here ons wegstuur. En dit het so 'n bietjie van 'n ander betekenis as die groetseën, maar ons sal nou nog daarby kom. So, die belangrike punt is, God is self aan die woord. Nou goed, wat sê, wat ook belangrik is dat ek dit net noem, is dat die seën van die God betrek die drie-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees, dit is altyd die drie-enige God wat dit vir ons gee, wat dit vir ons sê, die een wese, onderskeie in drie persone. Onthou, die ontmoeting met God is altyd 'n ontmoeting met die drie-enige God. Die verkondiging van die woord is altyd 'n verkondiging of 'n openbaring van die drie-enige God. So jy hoor van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis altyd trinitariese prediking. So luister 'n bietjie as die dominee preek, hoor jy nog trinitariese prediking. Met ander woorde, hier hoor ek van die Vader, daar hoor ek van die Seun, daar hoor ek van die Heilige Gees. Vandag is dit baie keer net hierdie tipe van liewe Jesus prediking, met ander woorde, net een persoon van die drie-eenheid, 'n totale ongebalanseerdheid, nie trinitariese prediking nie. Nou dit kan nie, broer en suster, want die ontmoeting is altyd 'n ontmoeting met die drie-enige God, nee, Vader, Seun en Heilige Gees in een wese, en die drie-enige God spreek ook met ons. So, wat beteken die woorde wat gebruik word? Genade stel versoening teenoor skuld en oordeel, en wys op die verlossing wat God bewerk het. Nou onthou wat ek altyd vir u sê, die hervormers maak die punt dat redding is eintlik twee sake, regverdiging en versoening. Regverdiging in die eerste plek, met ander woorde, daar het betaling plaasgevind vir al my sonde. Wat is die doel van die betaling wat plaasgevind het? Die volledige betaling, sodat ek met God versoen kan wees, sodat ek 'n verhouding met God kan hê. So, die genade van God is eintlik 'n omvattende term, wat sê, regverdiging en versoening het plaasgevind. Barmhartigheid, die woord druk gewoonlik die besondere verhouding van liefde en trou uit, waarin God na sy volk toe kom en hulle aanneem. Nou ja, een van die beste dinge wat met 'n mens in jou dag kan gebeur, is as jy
dieselfde liefde en trou en aanneming en aanvaarding van jou geliefdes beleef, of dit nou jou kinders is, of dit jou eggenoot is, dit beteken vir 'n mens ontsaglik baie, wanneer mense teenoor jou optree met liefde en trou en aanvaarding en jou as het ware omhels, nee. Dit skep by ons 'n warm gevoel, hier diep binne in ons harte. Nou, in 'n gemeente is dit so belangrik dat ons juist dit vir mekaar gee en vir mekaar is. Barmhartigheid, liefde, omhelsing, en dan ook vrede, dis die Ou Testamentiese shalom, dis baie meer as net vrede, daar is nie oorlog nie, die woord shalom beteken harmonie, dis soos daardie oudtydse skale, as dit hierdie kant en daardie kant dieselfde is, dan hang die twee bakkies gelyk, dit is balans, daar is balans, die gewig is evenveel. Nou, dis presies wat ons Vader vir ons gedoen het, deur die werking van die Heilige Gees, en dit ons eie gemaak het, deur ons Here Jesus Christus, en hy maak dit ons eie deur die werking van die Heilige Gees. Hy bring ons in die korrekte verhouding met hom, daar is balans. Ons sonde het die balans heeltemal versteur. Ons sonde het 'n probleem veroorsaak in die verhouding met ons Vader. Maar deurdat ons sonde weggevat word, deur ons Here Jesus Christus, is ons nou weer in balans. En as die Heilige Gees geloof in my hart werk, dan lewe ek in 'n balansverhouding met God. Dan sê ek nie dinge soos, ek dink God is teen my, as daar dinge in my lewe skeef loop nie, dan gee ek 'n ander gelowige antwoord, en die gelowige antwoord is om te sê, ek weet God is besig om in my lewe te werk, ek sien dit, ek sien daar gebeur dinge in my lewe, en ek weet, God het net 'n goeie bedoeling met my, God is besig om my op hierdie manier na hom toe nader te trek. Hy stoot my nie weg nie, hy wil my nie weg van hom af hê nie, hy bring my nader na hom toe. So hierdie dinge sê eintlik vir my, al hierdie slegte dinge wat gebeur, sê eintlik vir my, God werk met my, ek wag, want ek sien, God is besig om my nader te bring aan hom as ooit. So ek wag, en ek is in afwagting, en in 'n dankbare afwagting, maar seker van die liefde van God. So liefde is grootliks identies met barmhartigheid. Ek sê altyd barmhartigheid kan jy lees as warmhartigheid, as jy bietjie onseker is oor wat is die betekenis van barmhartigheid. Barmhartigheid is eintlik maar liefde. Daar kan geen gemeente wees sonder die een God en Vader en middelaar Jesus Christus nie. God maak die bestaan van die gemeente en die liefde en die saamwees van 'n gemeente moontlik. En ek kan nie my indink hoe lewe 'n mens sonder jou gemeente, hoe lewe jy sonder die sekerheid van die seën van die Here nie. Ek dink jy doen jouself verskriklik in, as jy hierdie dinge nie wil glo nie, as jy nie wil deel wees van 'n gemeente nie, as jy nie die erediens wil bywoon nie, ek kan jou nie dwing nie, dis jou eie besluit, maar ek dink, jy doen jouself so in, as jy nie hierdie siening het, as jy nie hierdie dinge verstaan nie, as dit nie jou eie is nie. Ek sluit af vanoggend met 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Dis van my gunsteling woorde hierdie om te lees in die Nuwe Testament, dis die basis van al my pastorale werk, ek is 'n bedienaar van die versoening, ek probeer mense die sekerheid gee van hulle versoening met God,
en ek probeer hulle help en begelei om daarin te kom en werklik daarin te deel en dit te glo en hulle eie te maak, want as jy dit het, het jy alles. As jy skatryk. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19. Goed, enige vrae of moontlike opmerkings van julle kant af? Enige iets wat dalk onduidelik is, wat ek weer aan julle moet verduidelik? Ek sal dit baie graag ook doen. Goed, ek sal sorg dat dit so gou as moontlik op YouTube kom, gisteraand se Bybelstudie, as ook vanoggend sin. Deel dit gerus ook met vriende en familie, ek dink almal moet dit sien, want dit is so 'n belangrike saak hierdie. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kan net vir U dankie sê dat U op hierdie wyse aan ons weer vanoggend opnuut die versekering gegee het van U liefde en U vrede wat U vir elkeen van ons wil gee. Dat U ons as het ware elkeen sag aan die skouers geneem het en ons omhels het en verseker het dat ons in hierdie lewe en in hierdie wêreld nooit alleen is nie. Ons dankie vir hierdie woord van U. En ons bid dat ons dit werklik ons eie sal maak en met ander sal deel. Seën ons dan tog in hierdie dag en ons wil ook werklik vir mekaar sê, ons bid mekaar die seën van die Here toe, U seën. En ons vra dit van U in U seun se naam. Amen. Nou so ek wil afsluit dan vanoggend, nou dat julle ook die woorde so goed verstaan, dink ek het dit werklik vir ons groot betekenis en waarde. Ek wil ook vir julle sê, shalom, en 'n geseënde dag vir julle almal. Mooi loop.